Ja, dis alweer tyd vir ons om te kuier en van my kant af sommer net weer 'n hartlike welkom hier by op Ouerkammers. Alles uniek, ons reeks oor gebrokenheid. En vandag het ons gekom by die heel laaste aflewering in die reeks oor gebrokenheid. En vandag is dit 'n baie belangrike aspek wat deel vorm van ek wil amper sê dit as hierdie nie gebeur nie, kan daar amper nie genesing kom nie. Want ons het nou die afgelope ruk baie gepraat oor al die gif, né? Wat al die areas waar die vyand met sy leuns vir ons kom mislei het. Hoe dat ons sy leuns geglo het, hoe dat ons wonde opgedoen het, hoe dat daar deur hierdie wonde oop deure ontstaan het, waardeur ons begin sonde doen het, en of dit nou ooreet is, en of dit nou enige misbruik is, en of dit maak nie saak wat die vrug is nie. Die wortel daarvan is 'n wond. En hoe dat daai sonde maak dat ons dan geen vrymoedigheid het teenoor God nie. En hoe dat dit nou jou hele skepingsdoel wat verhouding met God is, heeltemal in 'n skaakmat posisie sit. Nou om die gif te verwyder. Dis amper, jy weet, soos as ek sien hierdie prentjie van 'n by wat jou steek. Nou as jy nie daai angel uitkrap nie, bly daai angeltjie gif versprei. En kan jy onthou hoe ons geleer hoe die Khoisan mense daar in die Kalahari, hoe hulle vroeër jare, hulle doen dit nou nog, maar vroeër jare gejag het, is hulle het 'n bolplant uitgegrawe, 'n giftige bolplant, en dan het hulle daai wortel gepulp en daai sap, hulle die pyle in daai sap ingedruk. En dan het hulle dit laat droog word, en dan het hulle dit in hulle pylkoker gesit, en die manne het gaan jag. Hulle het gewag tot hulle die bok sien. En dan het hulle die bok geskiet, en wat gebeur het, die bok het nie onmiddellik dood neergeslaan nie. Maar hulle het soveel geloof gehad in daai gif, wat hoe vinniger daai bok gaan begin hardloop, hoe vinniger gaan daai gif versprei. En dan is dit 'n kwessie van tyd, wat hulle eintlik vir die bok sê, you can run, but you cannot hide. Jy kan maar weghardloop, bokkie, ons het baie tyd, ons agtervolg jou, ons is baie fiks, ons hardloop agter jou, tot jy dood neerslaan. En dis amper wat die vyand met ons doen, wanneer hy klein tyd vir ons skiet met sy pyle van verwerping. Onthou, hy haat God, en hy wil God terugkry, en hy kan nie teruggaan by God nie, om God terug te kry nie. So, as iemand jou die seerste wil maak, aan wie moet daai persoon raak? Aan jou kinders. As jy nou nie kinders het nie, gaan jy dit seker dalk nou nie verstaan nie, maar die vyand weet presies hoe hy God kan seermaak, en nie dat God kan seer kry nie. Onthou, God het reeds die vyand se plan uitoorlê deur die offer van Jesus Christus. Die antidote vir daai gif was die kruis van Jesus. En omdat die kruis van Jesus plaasgevind het, is ek en jy in staat om hierdie gifangel uit te krap en die gif te stop. Nou, hoe stop 'n mens dit? Hoe haal jy die gif uit? Deur vergifnis. Vergifnis, die middelwoord, die basiswoord van die woord vergifnis, die basiswoord is gif. En om te vergewe beteken, jy haal die gif uit. Maar nou het party mense die redenasie van, hoe kan ek vergewe? Daar's mos nie 'n manier wat ek kan vergewe, want jy dink, wanneer jy vergewe, keer jy goed wat daai persoon gedoen het, en vergifnis het niks met die daad van 'n ander persoon te doen nie. Dit het met die vryheid van die slagoffer te doen.
So as jy daai verskil kan raak sien en kan sien, vergifnis gaan oor jou. Vergifnis gaan oor jou, want die woord sê, in Job 5 vers 2, hy sê, hy bitterheid vermoor die dwaas. So wanneer ons nie vergewe nie, daar is nou 'n hele paar skrifte wat ek vir jou kan aanhaal, uit die woord uit oor hoekom God 'n hoë premie sit op vergifnis. Want hy het reeds sy seun aan 'n vloekhout gemaak. Jesus het 'n vloek geword, sodat ek en jy kan vry wees. So God het Jesus aan die kruis verbrysel, sodat ek en jy vergewe kon wees. So met ander woorde, hy het alles wat hy geweet het, wat die mensdom gedoen het tot op daai tyd, ek en jy wat nog nie eers gebore is nie, hy weet alles vooruit. En onthou, ons het mos gesê, die feit dat hy alles vooruit weet, sê nie, hy orkestreer dit nie. So, God weet wat hy vir jou beplan, hy is nie confused nie. Hy weet wat hy vir jou beplan, voorspoed en nie onheil nie, om vir jou 'n hoopvolle toekoms te gee. God is nie de mekaar nie, hy het 'n plan vir jou lewe. Maar ons moet weet, daar's 'n ander rolspeler behalwe jy en God, en dit is ook die vyand. Nou baie keer blameer ons die vyand vir die verkeerde keuses wat ons gemaak het. En dit is ook belangrik, dat jy nie net mense wat teenoor jou gesondig het, of wat goeders aan jou gedoen het, of nagelaat het om goeie goed vir jou te doen nie, te vergewe nie. Dit is ook belangrik dat jy jouself moet vergewe. En ek gaan nou vir jou net so 'n bietjie 'n paar riglyne gee oor vergifnis, wat dit lekker bietjie prakties maak, en dan kan jy sommer hierdie, ek probeer nou die opname, die Afrikaans soek vir recording, dan kan jy sommer hierdie opname, dis mos nou lekker om dit te hê, dan kan jy dit stop, en jy kan 'n lysie maak. So ek gaan nou vir jou die praktiese goed gee, maar dit is so belangrik dat ons moet verstaan. Baie mense val vas by die feit dat dit is baie maklik om ander mense te vergewe, maar mense sukkel om hulle self te vergewe. En die dag toe ek by 'n ou tannie sit en sy bedien my bietjie, en ek kom by die punt waar sy vir my sê, my hartjie, hoekom sukkel jy so om jouself te vergewe? En sy sê vir my, weet jy, as die koning van die heelal jou kon vergewe het, nou wie dink jy is jy om jouself nie te vergewe nie? Dit is mos nou 'n vorm van hoogmoed en trots, dat jy dink jou sonde is groter as die offer van die kruis. En wow, dit het my so getref in my hart. Ons sit baie keer ons eie sonde en tekortkominge maak ons is so hard op onsself. En sonder dat jy dit besef, maak jy, idolize jy, amper idealiseer jy, ek wil amper sê, jy vergroot, jy verhoog, jy verhef jou sonde bo die offer van die kruis. En omdat jy nie jouself kan vergewe nie. Want hoe kon jy dit nou doen? Dis 'n vorm van trots. So wat baie belangrik is dit God sit 'n hoë premie op vergifnis, want hy weet, bitterheid gaan jou doodmaak. So met ander woorde, om te vergewe maak jy jouself vry van die effek van iemand anders se sonde. Jy sny jou los van die negativiteit daarvan. Ek het altyd hierdie illustrasie wat ek doen by my Inner Healing Conferences, wat ek iemand uit die gehoor uitroep en dan sommer 'n boekie of 'n blaadjie agterop hierdie persoon se rug vasdruk. En dan sê ek vir hierdie persoon, loop. En omdat ek sê vir hulle, ek hou iets teen haar. Nou dit is wanneer jy 'n bitterheid, wanneer jy 'n wrok het, hou jy mos iets teen iemand. En dan laat ek hierdie persoon loop. En dan vra ek vir hulle, wie is nou die slaaf hierso? Dan sien hulle duidelik, die persoon wat nie kon vergewe nie, is die slaaf van die een wat die sonde gedoen het. So wanneer jy nie vergewe nie, is jy eintlik daai persoon se slaaf.
Jy is die slaaf van daai sonde, want jy hang aan dit. So is baie belangrik dat ek en jy, as ons nou, ek wil amper sê, as ons nou deur hierdie lysie gegaan het, deur die hele reeks gegaan het, dan het ons definitief al 'n lysie van wie die eerste areas is mos nou jou huisgesin, jou ouers, jou vader, jou moeder en jou broers en susters en vriende of wat ook al, waar jy nie gekry het wat jy moes gekry het nie, waar jy die teenoorgestelde gekry het, waar pappa nie sy rol vervul het nie, waar hy nie vir jou gesê het jy het waarde nie. Ons het mos nou daai dingetjie ingevul. En rondom dit wil ek net gou dan vir jou sê, jy kan nou die opname stop. Wat vir my belangrik is dat jy heel eerste 'n lysie moet maak van jou heel eerste caregivers, jou aardse gesin, waar hulle tekort gekom het. En dan wil ek hê, jy moet dit nou baie prakties maak, en dis nou hier waar jy die opname gaan stop, wanneer jy nou die lysie het. So met ander woorde, wat jy dan gaan doen is, jy kan dit prakties maak, jy kan 'n leesstoel voor jou neersit. Nou in die sielkunde noem hulle hierdie gestalt therapie. Nou ek gebruik sommer alles, al die tools wat die Here vir ons gegee het. So jy kan vir jou, maak dit prakties, sit vir jou 'n leesstoel voor jou neer, en ek doen dit baie keer in my praktyk ook. So die persoon, sit ek 'n leesstoel voor, en dan roep jy, sê nou maar die eerste persoon is jou pa. Ja, dan roep jy jou pa in, jy gebruik jou verbeelding, en jy sien hoe jou pa voor jou sit. Jy noem hom op sy naam, of hoe jy hom altyd genoem het, en dan begin jy elke sin, sê, papa, ek vergewe jou, dat jy nooit vir my gesê het, ek is mooi nie. Ek vergewe, ek noem nou voorbeelde wat uit hierdie lesings van ons uitkom, uit hierdie papier van ons, uit die rolle van 'n pa uitkom, né? Ek vergewe jou dat jy nooit vir my gesê het, ek is goed genoeg nie. Ek vergewe jou dat jy my nie beskerm het nie. Ek vergewe jou dat jy nooit daar was nie. Ek vergewe jou dat jy afwesig was. Ek vergewe jou vir jou harde woorde. Ek vergewe jou dat jy nie vir my voorsien het nie. Ek vergewe jou dat jy ons gelos het. Jy weet presies wat is die rol van jou pappa gewees en wat het hy nie gekom nie. En dan wil ek nou vir jou vra, onthou nou. Jy gaan nou hierdie hele ding deurgaan, maar ek wil hê jy moet onthou dat jou aardse pappa ook eens op 'n tyd 'n seentjie was, en dat hy dalk ook gebroke mens is, omdat hy nie by sy pappa gekry het wat hy nodig gehad het nie. Hoekom doen ouers dit nie? Omdat hulle dit nie weet nie, of omdat hulle dit self nie gekry het nie. So dis belangrik dat jy dan nou hier deurgaan, en wanneer jy jou pa elke ding sê, ek vergewe jou vir dit, ek vergewe jou vir dit, en dan op die ou end, dan spreek jy hom vry, en jy seën hom, en jy laat hom gaan, en dan is dit amper asof ek wil hê dan vir jou, jy moet sien hoe dat ek vir jou, of iemand vir jou 'n ballon gee, 'n heliumballon wat sal opgaan wanneer jy daai ballon los. So binne in daai ballon is alles wat jou pa aan jou gedoen het. Alles wat elke persoon aan jou gedoen het, soos wat jy deur die lysie gaan. Jy sit die oop stoel daar neer, en jy roep jou pa in, jy roep jou ma in, jy roep al jou broers en susters in, jy vergewe hulle elkeen. En dan kan jy selfs verder gaan, jy kan familie vergewe. Jy kan enige iemand vergewe wat goeders aan jou gedoen het. Ooms en tannies, neefies en niggies, oumas en oupas, wat hulle oor jou gesê het, wat jy vandag nog glo. Al daai negatiewe goeders. So dis belangrik dat jy dan maak 'n volledige lys, vra vir Heilige Gees om jou te herinner aan elke ding wat almal gedoen het, wat vandag nog by jou bly. Sit die stoel voor jou neer, noem elke ding wat hulle gedoen het, spreek hulle vry, seën hulle, laat die ballon gaan, sodat jy op die ou end vry is. En dan op die ou end, die laaste persoon wat jy moet vergewe, is jouself. En dit is, dan wil ek hê, moet jy 'n spieël gaan haal. Jy sit daai spieël voor jou, en jy kyk daai persoon in die spieël in die oë, en jy sê, liewe Anita, kyk jouself in die oë. Baie mense sukkel so om hulle self in die oë te kyk. Jy moet jouself in die oë kyk, sê, ek vergewe jou vir al die vrot keuses wat jy gemaak het. Ek vergewe jou vir hoe lank jy met bitterheid geloop het. Ek vergewe jou vir al die dinge wat jy verkeerd gedoen het, al jou sonde. Jy weet presies wat dit is, wat tussen jou en God staan.
wat die muur veroorsaak. Jy vergewe, jy moet jouself vergewe, want anders nie bring jy afstand tussen jou en God. Nie net om ander mense te vergewe nie, dit bring ook afstand, maar jy moet jouself vergewe. En op die ou end, wil ek hê, jy moet, as jy alles jouself vergewe, wil ek hê, jy moet begin inspreek wie jy is. Jy is 'n goeie ma, jy is 'n goeie mens. Jy is God se oogappel. Begin woord spreek oor jouself. So dis so belangrik. Ek sal, vorentoe sal ek dalk bietjie 'n reeks doen oor identiteit, wat so belangrik is, wat ek sien kinders van die Here geweldig sukkel mee. So as jy in die einde gekom het van jou vergifnissessie en jy is by jouself, dan begin jy spreek en sê, ek gaan beter keuses maak, en sê vir jou, ek wil amper hê, jy moet sommer vir jouself, daai klein kindjie wat daai tyd al so seer gekry het, onthou jy het 'n innerlike kind, jy het 'n inner child, ek wil hê jy moet daai kind op jou skoot tel, daai klein weergawe van jouself, kry vir daai klein kindjie sommer 'n bynaam, soos Nietuitjie. Ek gebruik nou my eie voorbeeld, Nietuitjie. Kom sit op my skoot, ek is so jammer, dat ek jou kleintyd saam met al hierdie mense ook weggegooi het, dat ek geglo het, jy het nie 'n stem nie, dat ek jou verwaarloos het, dat ek jou weggegooi het. Vra vergifnis by daai klein innerlike kind van jou, sodat julle twee weer kan een word, en beloof vir daai kind, dat jy jouself, julle twee word nou een, dat jy jouself so belangrik ag, dat jy nooit weer gaan toelaat, dat God se skepping, God se skepsel wie jy is, so weer so vertrap gaan word en misbruik gaan word of wat ook al nie. So dit is belangrik sodat jy kan heel word. Ek hoop hierdie reeks, ek hoop jy stop en jy ponder en jy bedink. Jy kan regtig hierdie ding stop. Maar vergifnis is so belangrik. So ek hoop van harte dat hierdie reeks vir jou iets beteken het en dat dit regtig vir jou dat dit jou sal vrymaak en in 'n nuwer dimensie sal vat, sodat jy soos 'n ei afgeskil word, laag op laag, meer en meer soos Jesus kan word. Ek seën jou, ek hoop hierdie reeks het jou geseën. Ja, en mag jy regtig so heel word, dat jy op die ou en weer 'n magdom mense sal kan help. Dit is mos waarvoor ons daar is. Ek seën jou in Jesus naam. Totsiens. Dit was lekker gewees om saam met jou te kuier, hier by Alles Uniek. Nou ja, soos jy gehoor het, Anita het nou so by die einde gekom van die reeks wat gehandel het oor gebrokenheid, en ek is baie seker dat jy iets ontvang het in hierdie reeks. Die hele doel daarvan is om te onthou wie ons in Christus Jesus is, en sy hart vir ons, en dat hy in verhouding met ons wil staan, dat hy wil hê ons moet in oorwinning lewe, en dat hy wil hê dat ons die evangelie moet verkondig, sodat almal as oorwinnaars hieruit kan tree. Maar ek sien uit om weer saam met jou te kuier wanneer die nuwe reeks begin. Natuurlik is dit 'n lekker verrassing, en ek kan nie wag om die nuwe reeks met jou te deel nie. Maar natuurlik moet jy steeds ingeskakel bly hier by Alles Uniek elke Woensdag, en ek is opgewonde om weer binnekort saam met jou te kuier. Skakel natuurlik steeds elke Woensdag in, want die nuwe reeks gaan binnekort begin, maar intussen gaan ons nog steeds elke Woensdag saam kuier. Maar laat dit met jou goed gaan, wees geseënd, en ons gesels binnekort wanneer die nuwe reeks begin. Baie liefde van my Henriette, hier by Alles Uniek, by die program Ouerkammers, waar jy leer dat Jesus jou liefhet en dat jy waardevol is vir hom, en natuurlik dat jy 'n oorwinnaar is. Blessings en goed gaan.